So ek probeer hierdie doen om eintlik dit makliker te maak, want ek dink ek het yes, Pietie? Oom, ek het nou gedruk ask to join. Ek weet nie hoekom vat hy so wat is sy probleem nie, maar Hy moet hierdie kant admit, so klik net op daai link weer. Okay, want hy wys vir my nou en so en dan maar wag moment net so kans ek jy draai nog hier in die ronde wat daai gevra ask to be let in. You'll join the call when someone lets you in, sê hy. Okay, laat ek net gou gesien dan. Ek gaan net hierdie afsit. Okay. Ek sien hom nog nie. Weet die kom ons kyk. Okay, ons sien as hy opkom. Alright, so die rede hoekom ek hierdie in 'n groep doen is dat dis lekkerder as wat mense net een opleiding gee en ek doen deesdae al my opleiding online want weet mens moet altyd jou koste in aanmerking neem van ver ry en oorslaap en al daai goeie so. Alles is deesdae so maklik van COVID se tyd af om jy weet net dit op hierdie manier te doen. So ja. Kyk hier so Pietie. Hoe sal hy nou sukkel? Hy sê sy tegnologie laat hom bietjie in die steek. Alright, so die ander kant daarvan is dat toe ek begin het in 2002 my eerste masjien koop, het ek dit van Italië af bestel. En ek het vir almal vertel hierdie masjien wat gaan scan en wat vir jou wys wat die probleme is en ja, ek was baie opgewonde oor dit. Maar toe die masjien nou land, toe is dit net so klein kassietjie, net so amper bietjie groter as 2 vroekie boksies. En die sagte ware werk nie en die mense staan 'n tou. Want ek het almal vertel, hier kom 'n ding en gaan julle almal scan en daar's van die slegste scenario's wat jy kan dink, jy weet, soos daar was een ma met spastiese kindjie en sulke goeie. So baie keer gryp mense maar na daai laaste storieetjie, jy weet, ek het 'n ou wat 'n homeopaat is wat op die masjien besit. Hy praat altyd van the last hope, jy weet, so as die dokters niks meer kan doen nie en niemand kan meer iets doen nie, is baie keer daai mense wat by ons uitkom. Maar baie keer is dit dan te laat. So dit gaan maar oor voorkoming. Die hele elm gaan oor leefstyl, voorkoming en al daai goed. So maar wat ek wou sê is toe daai masjien land en ek hierdie klomp mense het wat gescan moet word, toe is dit nou maar net een ding, dit is swem, Jannie swem. En dit was vir my moeilik geweest want ek het nie rekenaars ook so goed geken nie, want kyk ons geslag wat van die ouer geslag het nie met rekenaars groot geword nie. Die jonger mense vandag word gebore met 'n selfoon en hierdie tegnologie, maar ons het nie met dit groot geword nie. So ek moes al daai goed, moes ek maar leer en ek het dit deur te swem. So baie keer is mense in 'n plek en ek wil sê dat, jy weet, 'n masjien gaan hom nooit self verkoop nie. So mense moet opgewonde wees oor jou masjien en moet mense praat oor dit. Moenie skaam wees daaroor nie. Jy het iets wonderliks in jou hand en nooi mense en doen soveel scans want hoe meer scans 'n mens doen, hoe meer begin jy goed raak sien. En weet, want wat jy doen is jy sien mos baie keer sien mense net hier 'n ding en daar 'n ding en daar en jy kan nog nie daar goed mooi konnekteer nie, so die puzzle pas nie meer nog mooi in mekaar nie.
Maar vandag na duisende scans en baie mense wat ons opgelei het en gehelp het daai goed alles in plek geval. So ek het nie eens 'n manual gehad daai tyd nie. So ek het self my eie manual geskryf en ja, en ek probeer nou nie martelaar speel vanaand hier nie, maar ek sê net vir julle hoe dit my gedwing het om te swem. En so ek het opgelees en ek het studeer en ek het alles wat ek kon verteer en ingelig geraak oor al hierdie goed. En dis waar my kennis gekom het. Jy weet, so baie ouens sê baie keer vir my online op die online training sê vir my dok, jy weet, ek is nie 'n dokter nie. Maar ek dink hulle erken die feit, jy weet, dat ek geweldig baie ervaring het. En dis net omdat ek duisende scans gedoen het en ek maklik gou nou die probleme raak sien en kan uitwes. So dit word makliker, dis wat ek wil sê. So ek weet, jy weet, met 'n nuwe ding vat tyd. So moenie jouself ooreis nie, moenie dink ek gaan nooit daar kom nie. Doen soveel as moontlik scans en stuur dit na die responder. Ek sal 'n deal met julle maak. Al julle nuwe ouens sal ek nog nie vra hierdie maand, sal ons nie vra vir die responders nie, want ek is seker van julle het al invoices gekry oor verlede maand, maar ek het ons gesê, ons sal nie julle vra daarvoor nie. Maar dis net om julle gewoon te maak om, want wat die responder doen is, hy haal die 5 laagste goed uit. So hy probeer fokus bring dat 'n ou nie, jy weet, soos 'n halgeweer skiet, en kyk wat kan jy raak skiet nie. So dit bring net fokus. Caroline Leaf het sy het 'n mooi gesegde, sy sê, don't milkshake, but focus. Jy weet, milkshake is 'n ding wat melk skommel. Hy's net geskommel en deur mekaar. Maar jy moet leer om te fokus. En ek weet almal van ons dink om verskillende maniere, maar practice makes perfect. Dis al wat ek vanaand vir julle kan sê. Okay, so ek gaan my screen share van 'n toets wat ek vandag gedoen het. So ek is seker dat hierdie persoon nie sal, julle hoef nie te weet wie dit is nie. Okay, so dit sal nou opkom. En ek gaan hom net bietjie groter maak. Kan julle hierdie skerm sien daarso, nê? Alright, so hier is die 5 goede wat eerste opgekom het. En die eerste ding wat ek altyd kyk is, onthou daar's 4 breinblokkies as jy hierdie scan oopmaak, die delta, die theta, die beta, die theta, die alpha en die beta. So elkeen van daai deel van die brein verteenwoordig 'n sekere stelsel of organe in die liggaam. So die theta, of kom ons begin by die delta, het te doen met jou diep slaap, met die herstel van jou selle terwyl jy in diep slaap ingaan. En daar's baie mense wat nie goed slaap nie, en ek het hierdie ouetjie wat ek gescan het, maar dit was nie so 'n groot probleem soos hierdie ander nie, so dis hoekom dit nie hier wys nie. Snork, so hy het 'n slaapapnee probleem. Nou as 'n mens slaapapnee probleme het, met ander woorde, jy gaan nie in die diep slaap in nie. Jou pineale klier, maak 'n bietjie 'n aantekening daarso as jy kan. Pineale kliertjies, as jy gaan kyk in die delta, dan sien jy circadian pineal gland. Dis die enetjie, ons noem dit die kliertjie van donkerte. Hy skei net melatonien af as dit pikdonker is. En baie min mense weet dit, dat hulle kamer moet pikdonker wees. So ek leer mense om beter te slaap, beter slaapgewoontes aan te kweek, nie so laat in die aand in skerp lig te kyk soos 'n televisieskerm of 'n rekenaarskerm of 'n selfoon of wat ook al nie, want daai lig wat jy sien, ek sit nou met 'n helder lig hierso voor my, daai lig wat hierso skyn, maak dat daai kliertjie nie kan werk nie. So as jy begin vaak raak, is dit daai klier wat werk, en jy raak net vaak as dit skemer is. So moet nooit in die aand
onder 'n skerp lig sit nie, want dan gaan jy begin vaak word. Net 'n lekker sagte lig en moenie te laat lig in jou oë inlaat nie, want dan gaan jy sukkel om te slaap. So maar dis goeders wat mense nie ken nie. Jy sien so, daar moet nie geen lig in die kamer wees nie. Jy moet altyd dieselfde tyd, want jou liggaam hou van roetine, altyd op dieselfde tyd gaan slaap. En as jy nie goed slaap nie, dan as jy nie genoeg melatonien afskei nie, onthou melatonien, die pineale klier skei melatonien af. Melatonien is 'n hormoon wat jou goed laat rus, wat jou help om jou selle te herstel deur die nag, en die volgende dag, as jy wakker word, dan maak dit serotonien. En serotonien is jou feel good hormone, of neurotransmitter. So daai is baie belangrik. So as jy nie genoeg melatonien afskei nie, dan gaan jou immuunstelsel afwees. En jy gaan dit by die thymus gland sien, want die thymus sit by jou hart, en hy is deel van die hoofdeel van jou immuunstelsel, hy sit by jou hart, en hy maak die witbloedselle volwasse, so hy is 'n baie belangrike een, en hy en die pineale klier werk saam. So ek probeer nou verband deurtrek, van die nie goed slaap, die pineale klier, en dit affekteer die thymus klier, en dit beteken dan 'n swak immuunstelsel. So dis wat ek by hierdie ouetjie opgetel het, maar dit was nie die hoofding nie. So die hoofding was sy theta. So die theta breingolwe is die tweede na die delta. Delta is baie stadige breingolwe, wanneer jy in die nag in die diep slaap ingaan, en dit het te doen met jou hormone en so. Dis die ander ding, as jy nie goed rus nie, gaan jou hormone uitwees, jy gaan sukkel om gewig te verloor, jou metabolisme gaan nie goed wees nie, en dan gaan 'n klomp ander probleme wees. En dis een van die mees ongediagnoseerde goed in die westerse wêreld, is slaapapnee. En wat doen 'n mens? Kyk, ek het nou vir julle 'n klompie goed gesê, maar as ander goedjies wat 'n mens vir mense kan aanbeveel, soos byvoorbeeld, ek hou van die essensiële olies, soos lavender, en frankincense, en daai tipe van kalmerende olies. Frankincense is 'n Bybelse olie, so jy vat 'n paar druppeltjies in lavender ook, en jy gooi dit in jou handpalm, en jy vryf jou hande teen mekaar, sit dit voor jou neus, en jy snuif dit diep in. Dit gaan onmiddellik na jou emosionele deel van jou brein, daar waar die stres is, en dit kalmeer jou, en dan gaan jy beter slaap. Dan ook asemhalingsoefeninge, om jou deep valley breathing te doen, met ander woorde, om soos 'n sanger uit jou maag uit asem te haal, en om jou asemhaling te kontroleer, dat hulle diep en stadig is. Want as jou asemhaling reëlmatig word, diep en stadig, dan gaan jou hart ook stadiger klop, en jou bloed gaan stadiger wees, en jy gaan rustig wees, jy gaan ontspan, jou breingolwe gaan in die alfa is die ontspannende toestand, en dan gaan jy lekker in die diep slaap ingaan in die nag. As 'n mens snork, die raad daarvoor is, die een ding wat baie belangrik is dat 'n mens moet gewig verloor. As jou nek te dik is, meeste mense wat 'n nek te dik is, en wat op hulle rug lê, snork. So mens moet gewig verloor, dis die eerste ding. En as jy snork, is dit moeilik om gewig te verloor, maar dis maklik as mens sekere dinge doen, soos byvoorbeeld sit 'n plant in jou kamer, want die plant maak suurstof as hy naby jou sit, soos 'n spekboom of 'n skoonma se tong of so iets. En die ergste is as daai goed nie werk nie, jy kan tinkture gebruik soos ashwagandha, en moenie slaappille gebruik nie, want medikasie het altyd neeweffekte. Gebruik liewer 'n tinktuur, lavender of die olies, waarvan ek nou gepraat het,
om jou te kalmeer. Ashwagandha maak jou ook kalm en dis 'n Indiese herb wat jou help om kalm te word. As jy nie daarmee regkom nie, drink dan ook chamomile tee in die aand voor jy gaan slaap. Want chamomile maak jou ook vaak en warm melk en kakao het ook daai selle uitwerking voor jy gaan slaap. So dit help ook. Okay, so is nie een van daai goed werk, moenie terugval op slaappille nie. En ek het al baie mense so gehelp. Verwys daai persoon na 'n slaapkliniek toe. Daar is slaapklinieks oral in die stede waar hulle jou aan die slaap maak en dan meet hulle jou suurstofinname. En as jy 'n goeie mediese fonds het, dan sal daai mediese fonds wat ons noem 'n CPAP, dis 'n masjienkie wat jy met 'n masker slaap en dit dwing jou as jou palet platval in die nag en jy begin snork, dan blaas hy lug in jou keel in en dit dwing jou om nie te snork nie en dan begin die ouens lekker slaap. En daar's al baie mense wat my oor en oor dankie gesê het vir dit, want dan verdwyn 'n klomp probleme soos hormonale probleme en moegheid en geïrriteerdheid, want as jy nie goed slaap nie, dan is jy moeg en geïrriteerd die volgende dag. En dit is belangrik ook dat as 'n ou in die oggend opstaan, moet jy voel jy het uitgerus. Okay, ek slaap net 7,5 uur elke nag. Ek gaan slaap 9 uur en dan word ek wakker hier so 4 uur se kant, dan sê ek uitgeslaap. Dan staan ek partykeer op, partykeer 5 uur en dan begin my dag. Dan is my dag tot in die aand. So ek het 'n lang dag en ek het genoeg energie op my ouderdom en ek monitor my slaap. My slaap is soms so partykeer 90%. My ouderdom moet dit maar net 40% wees, die gemiddeld. Ekskuus tog, ek het so 'n bietjie van 'n verkouetjie, kopverkouetjie, maar hy is besig om oor te gaan, so ek dokter myself. Right, so kom ons kom terug na hierdie persoon. Ek weet ek het nou baie gepraat, maar dis nogal belangrik, dis deel van die opleiding. Dan die theta reguleer die herstel van jou selle, dis wanneer jy in die REM slaap. Nou die REM slaap is wanneer jy droom in die nag, maar wat ook in die REM slaap gebeur, jy sal sien, in die REM slaap, in die theta, staan daar partykeer linkerarm, regterarm, selstimulasie, regterbeen, regterarm, linkerbeen en so aan. So dit staan nie vir jou skelet nie, maar dit gaan oor wat gebeur in die theta is dat jou liggaam skei die gifstowwe, stuur hy weg van jou hart en jou brein af, waar dit skadelik is, na jou hande en voete toe. En dit is hoekom vir reflekseloe werk op jou hande en voete. Want dit is waar hy dit gaan stoor. Alle siektes begin in ou se hande. Kyk waar begin arthritis in jou vingers. Waar begin dit in jou gewrigte? Waar begin gout in jou voete, in jou tone? Waar begin suikersiekte, jou voetsole begin brand. So al die siektes, al die gifstowwe gaan na jou hande en voete toe, want jou hart moet homself beskerm. En jou hart is mos die een wat die bloed pomp. So hy pomp die gifstowwe wat in die bloed is, die vuil bloed, verder weg van jou hart af na die plekke toe waar hy dit kan stoor, as hy dit nie kan uitkry nie. So die eerste plek is dit om te kyk of hy dit nie kan uitkry nie, as hy dit nie kan uitkry nie, dan skuif hy dit na die verste plek van jou hart af. En as jy refleksoloog is, as jy weet, mense druk op daai spots, en dan voel hulle daai kristalle, en dan vryf hulle dit uit, nee, dis wat daai ouens doen. Okay, so as jy sien theta, daar's daar twee dinge wat jy moet aandink. Baie gifstowwe in die liggaam, en die tweede ding is so, ons praat van vrye radikale, okay? En jy sal sien die selstimulasie is ook hier, so as jy op jou selstimulasie klik, dan maak daar 'n prentjie van 'n sel oop. 'n Mens se liggaamlike sel, een selletjie, en hy's vergroot. Want eintlik kan 'n mens nie 'n sel eintlik eers sien met jou blote oog, jy met 'n mikroskoop hê om te sien.
So dan maak daar so 'n prentjie van die sel oop en daai sel is soos 'n klein enjintjie wat energie maak. En hy word beskadig deur wat ons noem vrye radikale. So ek het al so 'n bietjie op die advanced training daaroor gepraat. Wat is vrye radikale? Dis goed. Dis 'n toksiese goed wat ons deur ons water kry, deur ons kos kry, deur die vuil lug kry, deur elektrisiteit kry, elektromagnetiese besoedeling en op 'n klomp ander plekke kry ons dit deur die gifstowwe wat hulle spuit in ons lande en die goed wat hulle spuit om onkruid dood te maak en al daai goed. Al daai goed kom in die liggaam aan. Jy kan dit nie voorkom nie. Dis maar net die tyd wat ons in leef. En wat 'n vrye radikaal maak is hy steel 'n elektron. Hy's elektronhonger. So hy steel elektrone by jou sel en dan beskadig hy jou selle. En dan het jy beskadigde selle. In 'n beskadigde sel kan nie goeie nuwe selle bou nie. So wat gebruik 'n mens as jy vrye radikale het? So as jy theta sien wat laag is, dan beteken dit vrye radikale en die tweede ding wat beteken tekortkominge, deficiencies van vitamines, minerale en aminosure, want dis die bousteentjies van jou sel. En die ander ding wat jy sien is 'n tekort aan suurstof. So dis wat ek by hierdie man opgetel het vandag. Theta, dan weet ek, daar gaan tekorte wees by sy vitamines en minerale. So ons sal nou kyk na die vitamines en minerale, dan weet ek ook daar is 'n klomp vrye radikale in sy liggaam. En dan weet ek ook dat dit is die goed wat sy selle beskadig, dat sy selle nie genoeg energie kan maak nie. So as jy nie genoeg suurstof het nie, dan maak jou selle nie genoeg energie nie. Dit maak eintlik in plaas van energie, maak dit melksuur. En melksuur is inflammasie. OK? So maak maar net 'n aantekeningkie daarvan. Melksuur, laktaat is inflammasie in jou liggaam. En dit kom van te veel vrye radikale. En ons noem dit oksidatiewe stres, oxidative stress. Dis wat die groot woord daarvoor. OK, so wat doen 'n ou? Hoe los jy dit op? In die eerste plek moet jy vir die ou wys wat se vitamine kort hy. Alright, so die ouetjie is 'n jong ouetjie wat hier by my was, hy's 'n boer, maar hy ly aan moegheid. Maar hy slaap nie in die eerste plek lekker nie. So wat het ek eerste ding wat ek vir hom gesê het is, jy moet kyk na jou slaap. Kom ons help jou met jou slaap. Tweede ding wat ek vir hom gesê het is, daar's te veel gifstowwe in jou liggaam. Jy moet begin antioksidante gebruik. So wat is 'n antioksidante? Teenoorgesteld van 'n vrye radikaal. 'n Antioksidant is iets wat elektrone skenk. 'n Vrye radikaal steel elektrone en beskadig jou sel. 'n Antioksidant gee elektrone en herstel jou selle. So wat is alles antioksidante? Die beste een is 'n superfood wat ons noem spirulina en chlorella. OK? So dis al twee alge wat in water groei, maar dit moet 'n goeie brand wees, want as hulle die goed warm maak, dan verloor daai ding sy waarde. So spirulina en chlorella. Nou die volgende is hoë Vitamiin C. Vitamiin C is 'n baie kragtige antioksidant. En dan Q-enzyme 10 is ook 'n kragtige een. En ons het alpha-lipoic. Alpha-lipoic is ook 'n goeie antioksidant. So dis die antioksidante wat aan die lys, aan die boonste deel van die lys is. So kom ons recap net weer. So as 'n ou se theta laag is, dan gaan jy vir hom sy selle wys. Jy gaan vir hom wys dat hierdie selletjie wat so 'n mooi prentjie is, lyk nie regtig so nie. Want onthou, hy sien nou nie sy selletjie daar nie, dis net 'n prentjie wat hy daar sien. So nou gaan jy vir hom wys en sê vir hom jou selle is beskadig en die enigste ding wat ons kan doen is ons moet vir jou die regte voeding gee, aanvullings. Regte meer begin antioksidante gebruik
Daar's baie antioksidante ook in vrugte en in sjokolade. Ek praat van donker sjokolade, julle wat nou net so skielike ingewing gekry het. Praat nie van gewone sjokolade nie, maar van die donker sjokolade. So ja, daar is op ons Elim vitamin scan, jy kan daar gaan kyk, is daar een plek wat hy sê antioksidante. Gaan kyk daar. Julle sal sien wat se kossoorte gee hy daar wat 'n mens moet gebruik. OK, so jy moet ook gaan dink, wat gaan jy vir daai persoon aanbeveel? So jy moet ook nou 'n bietjie navorsing gaan doen oor waar kan ek goeie antioksidante kry? Ek kan nou vir julle websites gee en vir julle sê, gaan na daai een toe en daai een toe en daai een. Maar ek wil dit nie doen nie, want as ek onregverdig teenoor ander mense. Want almal van ons het ons eie produk waarin ons glo. So, maar dink, wat gaan jy vir 'n ou gee as hy antioksidante nodig het? As hy baie vrye radikaal het? Wat gaan jy vir hom doen as hy nie genoeg suurstof het nie? En waar sien jy of hy genoeg suurstof het? Bietjie verder af op die Elim scan, dan praat hy van pulmonary. En jy sal sien in die delta is daar, onthou die delta is iemand ons nou van gepraat het, oor die slaper geleer, is daar ook pulmonary, want in die nag haal 'n ou ook vlak asem. En as jy nie daar genoeg suurstof kry, dan is dit al waar die probleem begin. En dan wys dit ook in die longe verder af met die grafiek, wanneer jy kom by pulmonary. Pulmonary beteken longe. Right. So, verskoon my as ek nou op 'n eenvoudige manier praat, maar Oom Jan kan nie vir hom so sê dalk om sy oefeninge te verbeter. Ja, die oefeninge is baie belangrik. Oefeninge is bitter belangrik vir al daai high intensity interval training. Dit is baie goeie oefening daai. Want dit werk saam met daai pad wat die suurstof deur jou selle volg. Jy weet, so daai is baie belangrik. Okay, nou kyk gegooi na hierdie ouetjie. So ons het nou gepraat oor die theta en toe die beta. So beta is jou die alfa, wel ek het nou die alfa geskiet, maar die alfa is jou stres en jou ontspanning. So dis jou simpaties parasimpatiese stelsel. As jy stres, dan fight and flight jy, en dan as jy ontspan, dan is jy in die parasimpaties. So, en baie mense se kos word nie goed verteer nie, want as jy eet met hoë stres en jy kou nie jou kos goed nie, dan gaan jy nie genoeg, want die sein kom van jou brein wat sê hoeveel suur jou maag moet maak en hoeveel spysverteringsensieme jy moet maak en al daai goed. Dit kom van jou brein af en jou brein kan dit net kry as die sensors in jou mond vir jou brein daai inligting deurgee. En daarom is eetgewoontes om goed te kou en nie te eet as ou gestres is nie. So dis nou die kort weergawe van die alfa, dis nou nie hier op nie. En dan die beta is die totale energie van die liggaam. Julle sien dis minus 10.67. En dan het hy ietsie snaaks in sy boonste kakebeen. Is dit baie laag, ek dink eens soos in die 30 minus hierdie lang groen hierso. So toe ek hom gevra, toe sê hy het verlang draadjies gedra. Nou ek wil nou net vandag vir julle sê, draadjies in 'n ou se mond en tandarts hou nie daarvan dat ek hierdie goed sê nie, maar dit is soos 'n battery in jou mond. Want as daar enige suur in jou mond is en daar's metaal, dan is dit 'n battery in jou mond. En dit kan inmeng met jou energie en met jou breingolwe en al daai goed so. Maar ek wil nou nie eers daarop uitbrei nie, maar in elk geval, dit was vandag die geval, so sy energie is alright, maar dit moet plus 30 wees en is nog nie eens 10 nie. Vir 'n jong man, boer, wat in die vars lug leef en so, behoort dit heeltemal anders te wees. Oom Jan, kan ek iets vra?
Yes. Hoekom het hy net die upper jaw? Jy het mos draadjies in jou hele mond, sou hy nie die Nee, hy het net in sy boonste kakebeen dit gehad. okay. Ja, ek weet nie hoekom het hulle net van bo ingesit nie, maar ek weet jare terug het ek 'n ma gehad met 3 dogters. Toe het ek nog 'n lange baan gebly, toe kom hulle. Die oudste een, sy was so moeg, sy het so by helder oordag sit en slaap. En sy was, ek weet nie, sê maar 29, dit was die oudste dogter. En die ander 2 almal, al 2. En toe vra ek vir hulle, maar weet, wat gaan aan hier in julle mond? Want toe ek hulle nou scan, toe kry ek hierdie geweldige negatiewe goed in die scan, in die mond, in die upper en lower jaw. En toe die oudste een het bo en onder draadjies gehad. En ek het vir haar gesê, dis jou probleem. Want sy was oral gewees. Niemand kon vasstel hoekom is sy so moeg nie. En dit begin in 'n ou se mond. So ja, ek wil nou nie sê dis 'n probleem nie, maar ek dink regtig dit is. En die ander 2 het ook draadjies gehad, maar net in hulle onderkakebeen en hulle presies dieselfde simptome gehad. En dan hoe sal jy dit dan verbeter? Wat sal mens voorstel? Nee, ek sê vir hulle moet besluit neem, hulle moet maar self met die dokter praat, met die tandarts en vir hom sê daai goed is ongemaklik en hulle kan dit nie. Ek het op 'n stadium selfs hierdie plaatjies wat in 'n mens jou mond dra, nê. Jare terug het hulle daai ook van metaal gemaak. Maar nou deesdae maak hulle dit van 'n ander meer tipe plastiek of wat ook al. Dit is nie plastiek maar ander tipe materiaal. En toe is 'n dokter se ma, sy's 'n vroue dokter en sy stuur haar ma na my toe. Sy het iewers my advertensie gesien. En daai vrou het diarree wat sy nie meer kan leef nie. Niemand kan vasstel wat dit is nie. En ek scan haar, ek sien in haar mond so rooi en ek sê vir haar, wat is in jou mond? Sy sê sy het hierdie plaatjie in haar mond. Ek sê haal hom uit en kyk of dit beter word nie. En sy doen dit en wraggies daar word sy gesond. Daai dokter en haar ma het al 2 F-scans gekoop. Nou F-scan daai het al R65,000 gekos. Wat ons die mense mee behandel met frekwensies. So maar ek bedoel, wat sal dit van self regkom of hoe maak mense sê maar soos daai ja, wat ek doen is ek sê vir die ouens kry vir julle colloidal silver want dis 'n natuurlike antibiotika. Julle ken dit, nê? Nee? Ja. Okay, en spoel jou mond gereeld met dit. Jy sien wat gebeur is 'n mens se mond is die vuilste plek in jou liggaam. En in COVID tyd het Dr. Levi het 'n boek geskryf, Rapid Recovery, oor hydrogen peroxide. En hy het gesê 'n mens moet dit nebulize. En saam met dit, want dit maak die lugweë, jou boonste lugweë oop. En dit maak die virus dood. Hydrogen peroxide is H2O2, right? So is nie giftig vir jou liggaam nie. Maar jy moet 'n sekere sterkte kry wat 3% is. So jy kan nie 35% gebruik, jy moet hom verdun na 3% toe. En dit moet mediese hydroperoxide wees. En jy sit dit in 'n nebulizer en hierdie klein nebulizertjies en jy nebulize met dit. So dis die een oplossing vir dit. En dan Vitamiin C, hoë Vitamiin C, want Vitamiin C dring deur, want virusse en parasiete is baie slim, hulle maak wat ons noem 'n biofilm. So hier in jou keel of in jou darmes maak hulle so slijmerigheid en dan kruip hulle onder dit weg. Dan kan jou witbloedselle nie bykom nie. So wat Vitamiin C en hydroperoxide doen, dit breek daai film. En dan kan die Vitamiin C en dan die hydroperoxide kan dan die virus doodmaak. En hy het daai boek geskryf en hy het nogal baie teekanting gekry. Hy's 'n hartspesialis en hy het sê die meeste hartprobleme kom deur
deur 'n ou se mond. En hy het gesê, as jy hydroperoxide gebruik, gereeld, en ek het vanoggend toevallig met 'n vriend van my gepraat wat in Carnarvon is, hy het ook 'n elim, en hy het geweldig gelei onder sinus. En toe COVID kom, toe het hy ook geluister na, ek het vir hom hierdie Dr. Levi se goed aangestuur, en hy het toe vir my 'n nebulizer gekry, en hy het begin gebruik, en vitamine C, liposomal vitamin C, en hy het vanmôre vir my gesê, hy het nooit meer 'n sinusprobleem nie, vir jare nou al, van COVID af, en hy kry nooit verkoue nie, so toe trap hy my uit, sê, nou, hoekom nebulize jy jouself nie? Nou moet ek my nebulizer gaan uitsoek iewers ter hy lê iewers in 'n kas, so ek moet hom nou gaan haal en vanaand 'n bietjie hydroperoxide inasem wat my help. Maar ek glo nogal in die ander ding wat ek glo is tea tree olie. So die essential oils soos bloekomolie en tea tree, sit jy so 'n paar druppeltjies in jou hand en dan trek jy dit so diep as moontlik in jou keel in, en dit maak ook virusse dood. Okay, so die ander ding is, okay, nou kom ons by die limf. Wat doen die limf? Die limf is die besem van die liggaam. Hy maak skoon. En daar's wit bloedselle en rooi bloedselle. So rooi bloedselle bring voeding en suurstof en vat die gifstowwe weer terug na die ander kant, so jy het blou bloed, suurstofryke bloed en bloed wat arm is, en so ons ken ons daai storieetjie, dis die vervoerstelsel van jou liggaam, so jou spleen is 'n baie groot deel van jou immuunstelsel, en dan het jou wit bloedselle wat ook in die limf is, en die wit bloedselle het mos T-selle en B-selle, so T-selle is jou spies, en jou B-selle is jou fighters. Miskien is dit andersom, ek weet nou nie. Maar in elk geval, ek weet, een klomp is die spies en die ander klomp is die soldate. So, wat beteken dan die lymfaties? Beteken weer eens wat ek in die begin raak gesien het, dat hierdie ou het te veel gifstowwe in sy liggaam en te min voeding. So wat gaan ek met hom doen? Ek het nou klaar net 3 goed gesien. 4 goed. Hy slaap nie goed nie, sy tekorte, sy selle is nie lekker nie, hy het te veel vrye radikale, sy energie is af, en sy limfatiese stelsel werk nie goed nie. So wat doen jy vir 'n limfatiese stelsel? Wel, presies dieselfde, jy moet oefening doen, om daai limf aan die gang te kry, en die ander ding wat jy doen is, jy moet sorg dat jy goeie antioksidante gebruik, ensovoorts. Okay, verskoon my net so 'n oombliekie, ek wil net gou in die badkamer ingaan, ekskuus tog, nou met julle. Sorry julle, ek sal 'n stukkie uitsny. Okay, so is julle nog daar? Praat met my. Ja, ek is nog hier. Is jy nog daar? Waar is Hester? Ek is hier so, ek het my mikrofoon afgesit. Okay, ek bly julle is nog daar. Okay, ek hoop nie, stop my as julle my verloor, of as julle iets wil vra. Julle is baie welkom om te vra. Okay, so die ander ding wat hierdie ouetjie gehad het, is reproductive, so ek het bietjie met hom daaroor gepraat.
want sy hormone is ook nie lekker nie. Met die endokriene wys nie hierso nie, maar op die hoofscan wys sy endokriene stelsel veral met stres. Want stres onderdruk jou, soos sy byniere wys baie negatief, veral die linker een. En as die linker bynier, adrenal, rooi wys, dan moet jy weet, hierdie ou se energie is laag. So dit spreek altyd van lae energie. Die ander ding wat ek opgetel het by die vitamines is dat sy B12 was ook laag. So dit spreek dan ook vir jong man, behoort 'n ou se B12, maar sy pa was 'n rukkie by my, so ek dink is 'n familieding. En sy pa se B12 was ook laag. Okay, so en dan die laaste ding was die urinary, so die kidneys en die blaas. En dit kan maar weer, hier is 'n uitscheidingsorgaan, jou niere en jou blaas is uitskeiding. So mense het 5 uitscheidingsorgane in jou liggaam of stelsels. Dis jou niere, jou lewer, jou kolon, jou niere, kolon, jou longe en jou limf. Okay, so 2 van sy goed werk nie mooi nie en sy long het ook nie goed gewys nie, dit was ook negatief, die suurstof. So sy longe werk nie goed nie, sy niere werk nie goed nie, sy limf werk nie goed nie en hy sit met 'n klomp antioksidante. So wat gaan ek nou vir hom sê? Vir hom sê, okay, kom ons begin by 'n punt. Ons kan nie alles op een slag regmaak nie en 'n bietjie meer water drink en 'n bietjie meer sout gebruik saam met die water. So 1 korreltjie sout vir elke glas water wat jy drink. Ek praat nou van pink sout of van Celtic sout, want dit het al die trace minerals het dit in. En as ons gaan vinnig kyk na die vitamines, so hy het 'n tekort aan choline, niacin is vitamin 3, cholecalciferol is vitamin E, D, en dan retinol is vitamin A en biotin is vitamin B7. En daar is die minerale, sodium. So as hy by sodium laag wys, dan is dit nie die probleem dat die ou te min sout het nie. Dis jou hoof elektrolyt is sodium of natrium, nê. So wat ek dan sê is dis net die verhouding tussen jou water en jou sodium is nie reg nie. So jy moet dit balanseer en die bietjie meer water drink, want hy is 'n boer, hy werk in die son, hy loop heeldag buite in die son en daai tipe van ding. En jodium is baie belangrik vir jou hormone. Koper is 'n baie belangrike trace mineral. Dis 'n swaar metaal en is baie belangrik vir jou om jou bene sterk te maak, maar ook vir jou bloed. So as jou bloed nie lekker is nie, is dit ook koper, want koper help jou, koper en yster help jou bloed om bloed te stol en daai tipe van goed. So dis baie belangrik dat 'n ou dit het. En dan chromium is die ding wat jou krywings onderdruk, en dan omega 3 en 6 is ook baie belangrik. So julle moet gaan. Kan ek vra, waar kry jy die koper in? Koper en chromium, hoe kry jy dit in? Koper kry jy in clams, al jou seediere, in kelp, in clams, in wat is hierdie ander goed, al jou skulpdiere en seediere het baie, en hy het ook, wat is die ander een wat jy gevra het? Chromium. Chromium is kry jy ou in goed soos kaneel. Kaneel het chromium in. Ja, ons het nie koper in die Vrystaat nie. Nie. Nee, ek bedoel, dis die seekos in die Vrystaat nie. Ja. Daai een. Nee, daar is ander goeders ook wat hy ou gaan gebruik. Ek kan dit nou dit net so uit die vuis onthou nie. Kom ons kyk gou hier onder, want die aantekeninge is hierso. Okay, so daar's vitamin D, ekskuus tog. Nee, ek spot sommer eintlik net. Ja, nee, ek hoor.
Maar kyk wat sê hy hierso van kopper. Okay, so hier's 'n paar ander goeters. Okay. Brazil nuts, cashews, hazelnuts, almonds, walnuts. Brewers yeast. Nou brewers yeast is 'n ding wat baie vitamiene en minerale in het. En dis nogal 'n baie dis nie 'n baie duur ding nie. Hy's 'n goeie ding om aan te hou. Ek kry myne altyd by Dischem. Brewers yeast. En dan olywe, shrimps. Ons het baie olywe hierso by ons. Dan shrimps, field peas. Jy sien hierso wat sê hulle van dit, fatigue or anemia. So ek het mos vir julle gesê die ouetjie is anemies, sy B12 is laag. Weak bones, brittle hair, soos baie belangrik vir jou hare, pale or unpigmented skin, poor immune function or swelling, high cholesterol or irritability, en hier is ook oyster snails, lamb's liver, daar's een wat die Vrystaaters kan gebruik. Julle afval, ons eet afval. Ja, en daar is nie afval nie, lewer is baie gesonde kos. Okay, krap as jy nie wil lewer eet nie, so jy moet kies tussen daai twee, of neute. Dis vir die neute. Okay, dan hier is chromium, so dis is die ander een wat jy gevra het, nê? Ja. Okay, so hier is sy goed, egg yolk, molasses het baie chromium in, brewers yeast weer eens, beef, cheese, kalflewer, grape juice en whole wheat bread. Okay, so dit is maar die natuurlike bronne van hierdie kosse, so jy kan altyd vir die ou hierdie print. En dan hierdie is die jodium kry jy in seeplante, so skelp. In vis, haddock, mackerel, cod en pilchards. So daai, en hier sien jy, by elkeen van hierdie is die goed soos deficiencies. En dan, wat ek doen is as ek vir hom hierdie stuur, ekskuus tog, julle, gelukkig sit julle nie naby my nie. Maar hy moet uit daai ene, so hy het nie 'n langer plek by my nie. Right, so hier is die deficiency, so ek highlight altyd, so hier is dis mos 'n PDF, die report. So wat ek doen is, sien jy bo gaan ek na daai highlighter toe, en dan maar al wat ek doen is, dan highlight ek dit net so, en as ek klaar dit gehighlight het, dan print ek dit, maar print dit as 'n PDF, of ek save dit hierso, want dan is al hierdie highlights op, en dan e-pos ek dit vir jou. Ja, okay. Maar wat julle dan moet gaan dink is, boonbehalwe dit, wat gaan jy vir die ou gee? So dit is wat julle nou moet gaan research. Jy weet, gaan kyk na verskillende goed, ek weet nie, jy is nie deel van Mannetech nie. Ek is by Mannetech. Okay, ja. dan sê jy weet wat Mannetech het, wat jy dan vir mense kan gee, ja. So, maar maak vooraf jou ding vas, sodat jy weet as jy nou sien blaas of jy sien choline is lecithin, né? En dis in hier's al hierdie goeters, maar dis ook in hulle maak choline lecithin van soja. Baie mense is nie lief vir soja nie, want hulle sê hy is GMO. So ja, maar dis maar 'n persoonlike mening. Okay, so daar's my dingetjie. So wil julle hê ons moet nog enetjie doen? Ek weet nie van jou nie, Esther. Ek sal bly wees as oom Jan dalk wat iemand ek gestuur het kan doen. Okay, maar dan moet ek net gou, dan moet julle my net... Is dit reg, Annelie? Is dit reg? Dankie. Dis reg met my. Ek wil net gou die... Kijk, waar is my stokkie? Hier sy. Ekskuus mense, dan gaan ek net dit gou aflaai van die responder af, en dan gaan ek hom opsit.
Sent, okay. Hier sê die ander die. Is dit vir jou man sin? Ja, ek het gehoor, ja, oom Jan, dit is my man sin. Okay. Ek wil sommer noem, ek weet hy het 'n hele klomp eisters en skroewe in sy nek, want hy het sy nek gebreek. O, Ek weet okay. nie of dit enigiets sal optel nie. Ja, kyk, ons gaan nie op die verslag, doen hy ons nie die rug en so nie, maar op die myndscan sal jy dit sien, jy weet, so, okay, alright, so ek gaan hierdie nou net weer uittrek, en dan gaan ek hom oopmaak. Okay. Nou, almal van julle het mos nou, het 'n bietjie van 'n agtergrond in, weet, in hierdie goed, anders sou jy nooit die elim gekoop het nie. So jy het al 'n bietjie ervaring, so, maar soos ek gesê het, hierdie kom maar deur ondervinding, en daarom moet 'n ou soveel as moontlik toetse doen. Toets almal wat jy kan toets, al doen jy dit goedkoop, of wat ook al, net gou sien, nee, hier is hy, right dan, maak hom oop. Kan jy hom sien? As ek nou kom, hy wys nog nie by my nie. Ja, ook nie by my nie. Okay, dan moet ek hom Dit seker is net, vorige een wat wys. okay, ek gaan hom toemaak, hierdie ene, stop presenting, en dan gaan ek die ander een oopmaak, dis wat moet gebeur. Okay, hier is hy. Is jy daar, Jan Hendrik? Jy is oom. Okay, so ons kan maar oor jou praat, jy gee ons toestemming, nie? Ja, wat oom, ek dink so. Okay. Alright, so, jy maar sê, wow, as ek begin, bietjie Kom op praat. te ver gaan, dan sê jy, wow, oom, Ja, gooi oom. kan ek maar gooi, okay. Goed, so, die eerste ding wat hy uitgooi is jou dun darm. Alright, so jou dun darm is die langste darm in 'n ou se liggaam, hy's 6 meter lank, is lank. So hy bestaan uit 'n duodenum, dis die eerste deel, waar hy uit die maag uitkom, en dis waar die gal en die gal en die pancreas ensieme inkom. Dan die jejunum is die langste deel van jou dun darm, en dis waar al die absorpsie plaasvind. Okay? Jy gaan sommer sien hierdie goed hou verband. En dan die ileum is 11. Dis die laaste deeltjie van jou dun darm. So, laat ek net sien hierso, kom ons kyk nou, die ileum is die slegste, dan die jejunum en dan die duodenum. Okay, so maar hulle is almal negatief. So wat ek altyd sê is, inflammasie begin altyd in 'n ou se dun darm. En die rede daarvoor is dat die kos word nie goed verteer in die dun darm nie. So wanneer dit uit die maag uitkom, dan is dit nie goed voorberei nie. En want die maag is die plek, so jy sal sien die volgende ding is die maag, né? So hier is die maag. So as jy kyk na die maag, dan sien jy die pylorus, so die pylorus is waar hy uitkom in die dun darm in. Die stomachcardia, okay, dit is waar hy inkom van die slukdarm af. Dan die pylorus is ook die, jy kry prepylorus en dan die pylorus, dan gaan hy uit in die dun darm. So hierdie sal deel van daai eerste deel van die dun darm. En dan is daar stomach gastric en stomach body, die grootste deel van die maag. Nou sê net vir my gou-gou, Jan Hendrik, kry jy sweibrand? Nie eintlik nie, maar ek het die laaste rukkie het ek sweibrand gekry, ja. Okay. En as jy in die nag slaap, word jy partykeer wakker en dan verstik jy so 'n bietjie en dan is daar 'n bietjie van nee. Nee, glad nie. Okay, alright. Nou goed, wat ek vir jou wil sê is dat jou maagsuur is te min. Nie te veel nie, te min. Nee, so.
Nou, ons het altyd andersom geglo en die mediese ouens glo andersom. So wat hulle doen is, hulle gee vir jou een of ander anti-acid, okay, om die suur minder te maak. Maar wat gebeur is, die rede hoekom daar's 'n kleppie waar jou sluk in jou dindarm inkom. In jou maag inkom, nie dindarm nie, in jou maag inkom, 'n klep. En daai klep, as daar nie genoeg suur in jou maag is nie, dan maak daai kleppie nie mooi toe nie. En dan styg daai gas op in jou sluk en dis daai brandgevoel en daai suur gaan dan op. En dis wat sooibrand is, nê? Heartburn. So daai moet 'n ou nie onderdruk met 'n anti-acid nie, want wat jy doen is jou maag maak eintlik meer suur dan as jy dit onderdruk, dan maak hy meer suur. Want sê nou maar jy het vleis geëet en daarna het jy 'n stukkie soet ding geëet en nou kry jy daardie sooibrand. So wat dit beteken is dat jou vleis het baie suur nodig en pepsin nodig om te verteer. Okay? So ek wil net 'n bietjie afgaan na jou vitamiene en minerale. Koper, sien jy het ook van hierdie raar goeder soos koper en chromium en jodium. So dis al die swaar metale wat nie maklik geabsorbeer word nie en dis die gevolg is dat jy te min maagsuur het. Glo my, ek praat die waarheid. Ja. So wat julle moet doen is kry vir julle betyn. Betyn is HCl in 'n kapsulevorm. Jan, ek het nogals in Dis-Chem probeer soek vir dit, maar Jy sal nie apart nie. Jy sal dit nie by Dis-Chem kry nie. Jy het online soek. Jy gaan na 40food.com. Hulle is in Pretoria en hulle hou betyn aan. Dis Dr. Willem Serfontein se, hy is nou al oorlede, maar hy was 'n proffie by Tikkies. Okay, so dan bestel jy kan dit online bestel by hulle. Ja, bestel dit online. En hulle is nie vreeslik duur nie, so daar kan 'n ou hele maand se voorraad bestel vir so R80 of so iets. Okay. Alright, so daai moet jy gebruik, Jan Hendrik, moet jy gebruik. As jy lief vir vleis, al die Vrystaaters is. Ja. Maar ons het almal jakkalsbloed in ons Suid-Afrikaners, dis hoekom ons lief is vir braai vleis. Okay, so wat jy moet doen is, as jy vleis eet, of 'n swaar maaltyd, dan drink jy 3 of 4 van daai HCl pilletjies, kapsules. Okay, want wat dit doen is, dit maak jou maagsuur meer. Nou, hoekom moet jou maagsuur so baie wees? Want jou maagsuur maak die virusse dood wat deur jou mond inkom. Okay? So daar's sekere virusse wat nie doodgemaak word as jy nie genoeg maagsuur het nie. En een van hulle is die Campylobacter of ons praat sommer van die Helicobacter. Dis hoe ek hom onthou, Helicobacter virus. So daar waar die maag in die pylorus uitgaan, in die dindarm, hy broei daarso en hy maak klein maagsweertjies daar. So daai ding kan jy net doodmaak as jy meer suur in jou maag sit. Ek weet wat die mediese ouens doen, hulle gee vir jou antibiotika, moenie antibiotika gebruik nie, want dit maak jou goeie bakterieë ook dood. Daar's 'n dokter wat in Oudtshoorn het sy het ook een van ons masjiene en toe ek die eerste keer haar toets doen, vertel ek vir haar die storie. Toe sê sy, maar sy het altyd gedink sy het te veel suur, sy het nie te min suur. Ja. Kry vir jou betyn, sy het vir haar betyn gekry en haar probleem is opgelos. So die ander ding wat belangrik is, nou ek gaan nou vir jou 'n paar reëls gee wanneer jy eet. Hoeveel keer eet julle 'n dag? So 2 keer. 2 keer, okay. So, en hoe lank eet julle? Nee, dit seker nie baie lank nie. Al minute, nê? Ja.
Weet jy hoe lank vat dit om daai kos te maak, Annelie? 2 Hoe lank minute. vat jy om die kos te maak? Hang af wat is nou? Maar as jy vleis maak en groente en al Ja, daai skaapbout is die hele dag. skaap, hè? Skaapbout vir die hele dag. Okay, van die hele dag. En binne 'n paar minute eet jy daai skaapbout op, want jy kou nie jou kos genoeg nie. So hierdie is 'n baie eenvoudige ding wat ek al vir baie mense geleer het en dit klink na stupid. Maar jou mond het kliere hier in die wange en onder jou tong, groot kliere wat speeksel afskei en wat spysverteringsensieme maak wat die goed al in jou mond afbreek. Veral jou kaaps word in jou mond afgebreek. Okay, so as ou nie daai goed kou, dan word dit nie deeglik gemeng met daai speeksel nie. So teen die tyd wat jy dit sluk, is dit nog nie reg voorberei vir die maag nie. So elke deel in jou sluk, jou tande, jou mond, jou smaak, jou reuk, het alles te doen met syne, dis sensore wat in jou mond sit, wat vir jou brein moet sê, hoeveel suur, hoeveel gal, hoeveel ensieme, verteringsensieme jou pankreas moet afskei. So dis die hoofkantoor in 'n ou se brein, hy word genoem die hypothalamus, julle kan my gaan check. Hypothalamus, gaan kyk wat maak die hypothalamus. Hy stuur boodskappe deur jou parasimpatiese stelsel, wat die rest in die digestus, wat in die alfa sit, deur die vagus nerve. Die vagus nerve loop hierso, agter jou ore, hier by jou nek, dan gaan dit by C4 en 5 uit. En dan gaan dit af na jou spysvertering toe. Okay, so as jy daai vagus nerve knip, en dit het hulle my swaar gedoen, hulle het sy sluk opgebind, sy maag opgebind, sy sluk afgesny. Toe knip hulle daai ding soos jy 'n telefoondraad knip. En weet jy hoeveel jare se probleme tot sielkundige probleme het hy gekry, omdat sy vagus nerve geknip was. Nou, hy sukkel vandag nog met dit. Maar het nie vir hom voor die tyd gesê, hulle gaan hom knip nie. Hy het net gesê, ons gaan jou maag opbind. So hy het engse probleme, sielkundige probleme, hy is op medikasie dag en nag, en hy het nou Parkinsons ontwikkel as gevolg van tekorte en al daai goed. So, ja, mens moet maar 2 keer dink voordat jy aan jou laat sny, want daar is 'n rede hoekom die Here alles in ons ingebou het. Ja, dit is so. Okay, so wat ek vir julle wil sê is, of vir jou wil sê is, kou daai goeters. Nou, dit kos dissipline, maar probeer dit 'n bietjie. Ek waarborg jou, ek gee vanaand vir jou 'n briefie aan Hendrik, as jy dit doen, gaan jy nooit weer soeibrand in jou lewe kry nie, en jy gaan al jou vitamine en minerale begin opneem in jou dun darm. En hierdie eerste een waarvan ons gepraat het, die dun darm. Okay? So, jy moet sorg dat jy daai kos omtrent 30 tot 40 keer kou voor jy dit insluk. Dit moet so purity wees, babietjie kos. Ja. Voor jy dit insluk, dit moet eintlik van self in jou keel afloop. Dan is dit reg. Want dan kom dit in jou maag, nee. Dink net hoe eet ons vleis. Ons sluk heel stukke vleis in. Dink net jou arme maag, hoe moet hy chime, hy skommel soos 'n wasmasjien, en hy moet probeer om daai vleis met al die suur wat daar is, sag te kry, want hy moet yster daar opneem in die maag, en hy moet B12 word opgeneem in die maag. Dit is alles te doen met jou bloed, en daai swaar metale soos koper en jodium en al daai goed word al daar reeds opgeneem. En as jy nie jou kos goed kou nie, dan is dit basies hoekom jy tekorte het aan vitamine en minerale. Ja. Die tweede ding is, so die eerste reël is, moenie vinnig eet nie, eet stadig. Sit jou mes en vork neer na elke byt, en kou, tot daai ding fyn is, want jy het nie tande in jou maag wat dit kan kou. En die maagsuur het 'n ander doel, hy's nie daar om daai goed verder af te breek nie, dis hoekom jou maag so baie suur maak partykeer,
of hy te min suur, en nou kan hy nie daai oplos, dan kan hy nie daai verteer nie. Die tweede reël is, moenie stres as jy eet nie, want as 'n ou gestres eet, want dit is hoe ons eet, vinnig, omdat ons stres, ons moet gaan werk, en ons moet dit doen, ons moet dat doen, vat jou tyd, ontspan, want as jy gestres is daar geen spysverteringssappe by jou maag en by jou lewer en by jou gal nie. So dis nommer 2. Ja. Ok, nommer 3 is, moenie vloeistowwe drink terwyl jy eet nie. En almal van ons doen dit. Ek probeer dit so ver as moontlik vermy. So 15 minute voor die tyd en 15 minute na die tyd moet niks drink nie. Want hoekom? Jy verdun jou maagsappe, jy verdun jou ensieme en jy skep 'n probleem dat jou kosse nie geabsorbeer kan word in die dundarm nie. En dis hoekom 'n ou dan inflammasie in jou dundarm kry. As jy inflammasie in jou dundarm het, is dit ook in jou gewrigte, is dit oral in jou liggaam. Dit bring ook inflammasie in jou brein. En inflammasie in die brein, breinsiektes kom van inflammasie af. Ja. Ok, so die ander ding wat belangrik is die pankreas, want hierso is die triglycerides, so dis die verkeerde soort cholesterol daai, en dit word nie veroorsaak deur vleis nie, maar deur suiker en brood en stysel, hierdie pankreas triglycerides. En die glikose, ok. Ek wou eintlik gesê daar by sy pankreas, oom Jan, hy eet eintlik baie mooi keto, skoon keto vir baie lank. Ok. So nou en dan sal hy afwyk, maar Ok, maar dan is dit maar net omdat die sein nog nie lekker by sy pankreas uitkom nie. ok. So, as 'n ou se maagsuur nie reg is nie, want jou maag maak sodium bicarb. So dis eintlik maar bakpoeier wat ons gebruik, bakpoeier. So jou maag maak dit in verhouding met die suur wat hy maak. So as jy min suur maak, dan maak hy min sodium bicarb. Dis koeksoda. Koeksoda, jou liggaam maak self koeksoda. Want wat gebeur is, as die kos uit jou maag uitkom, dan is hulle baie suur, né? Want jou maag se pH is so 1, -1, -2. Nou kom dit in die dundarm in, nou moet dit teruggaan na 6.5, die pH. So dit moet weer alkalies word. So daai alkalies word veroorsaak deur sodium bicarb, wat bakpoeier is, wat in jou gal en uit jou pankreas uitkom. So dit bring ons weer terug by die probleem van die maagsuur. Ja. Ok, so begin daarmee met daai goedjies, en dan gaan jy meer tekort hê nie, so wat is hierdie, jou hart. Ok, so ons het nie oor die hart gepraat nie, maar jy sien hier is jou mond, né? En jou sluk. So die mond is waar al daai, hy's negatief, so dis waar al daai kliere is en jou tande is wat help om vertering te maak. En dan die cardiac is jou hart, so dit sê nie jy het 'n hartprobleem nie, want die hart is nie net 'n een wat bloed pomp nie, jou hart het ook, word beïnvloed deur jou suurstof, hoeveelheid van suurstof, en dan ook deur jou emosies. Die hart is 'n emosionele orgaan. So ek probeer nie vir mense altyd sê, tensy jy weet van ietsie wat ek nie van weet nie. So, ok, so... Soos wat is dit? Nee, soos maar pyne of arrhythmia, met kan woord dat jou hart 'n bietjie weghardloop partykeer, of hoë bloeddruk of sulke goeters. Jy alleen sal weet of jy dit het. Ja. Ja, nee, dan moet jy nie daaroor bekommer nie, maar oefen jy. Jy kan nie nou nie. Nee, ek het nou so 2 maande wat ek nie oefen nie, maar ek het vir die vorige 3 jaar voor dit baie hard geoefen. Is dit okay? Ja. Alright, so vitamine C en vitamine E. As 'n ou vitamine C en vitamine E gebruik, sal jy nooit hartprobleme opdoen nie.
dan is jou kans om 'n hartaanval te kry 40% minder. O ja. Vitamiin C, Vitamiin E en magnesium. Okay, so ons kyk gou hierso na jou Maar ek Vitamiin wil net D. ook vra van daai die mond. Wat beteken dit? Is dit maar ook net omdat jy nie genoeg kou nie? Ja, van al daai kliere wat in jou mond is wat daai goed afskei en jy weet jou mond wat saamwerk om die kosse op te breek. Dis baie belangrik. Okay, so die vitamiene is Vitamiin D, riboflavin is Vitamiin B2. Nee, ekskuus, nee, thiamin, riboflavin, ja, flavin is Vitamiin 2, B2. Folinsuur is Vitamiin B9. So hier's twee goedjies wat nie lekker is nie. Spiroxidine, dis B6. Pantothenic acid is B5. Okay, kom ek sê net vir jou wat al hierdie goed doen. Jy kan nie kalsium reg stoor sonder Vitamiin D nie. So hy is baie belangrik. Jy sal dit ook by daai Fortifood kry. En dan Vitamiin B2 is baie belangrik vir jou lewer. Okay, en vir spysvertering. Folinsuur is B9 en B6 is ook baie belangrik. Jy moet kyk 'n bietjie by die Annerie as jy sy vitamienscan oopmaak, nie hierso nie. Ek praat nie van hierdie scan nie, ek praat van as ons 'n filter van net die vitamienscan. Ja. Moet ek dit nou doen? Ja, jy kan hom oopmaak want ek wil jou net vra om vir my by 'n sekere plekkie te kyk. Ek moet eers my sê hoe doen ek dit. Jy gaan daar by filter en dan dubbelklik jy op hom en dan maak hy oop en maak hy read background electronics. Waar is die filter? Nee, ek wil nou jou skyn. Moet ek hierdie minimize? Ja. Ja, jy kan. Ja, minimize dit. Okay. En scan. Maar my scan is ingeplak nie. Maar ja, hy moet ingeplak wees. Okay. Maar jy kan na die tyd gaan kyk. Okay, ek sal na die tyd gaan kyk. Maak net 'n aantekening daarvan dat as jy sal sien daar's een plek waar hy sê merkers, daar is sekere hy noem dit merkers, ekstra merkers. Dan kyk jy die boonste een is homocysteïn. Homocysteïn en hy mag nie groter wees as 30 groen nie. En as hy is, dan is dit omdat jou B6 en jou folinsuur laag is. So dan moet jy onmiddellik hierdie soos in môre gaan kry en dit begin gebruik. En maksimum gebruik wat jy kan. Dis B6 en B9 folinsuur. Okay. So vir die ekstra merkers en kyk ek daar by homocysteïn. Ja, ek gaan vir jou gou wys hierso. Miskien laat ek net gou hierdie instop. Ek sal dit op my elm gou oplaai. Ekskuus, ek gaan net my skermpie toemaak, minimize. Dat ek hom net gou kan oopmaak hierso. Ek wil net vir jou wys waar kry jy dit. So as jy na vitamienscan toe gaan. Waar is my vitamienscan? Hier sê hy. Okay. Maak hom oop. Maar hier is nou nie sy scan nie, so ek gaan net vir jou wys, ek gaan sommer daai ouetjie van vandag se oopmaak. Gaan ek net vir jou wys waar sien jy dit? Okay, maak gou hierdie een oop. Okay, kan jy ek gaan gou my skerm opgooi, dan kan jy dit sien. Share screen. Window.
Okay, so hier sê. Nee, is nie daai een nie, entire screen. O God, se kan nie. Nee, ek kan dit nie share nie. Okay, so maar ek sou sê waar kry jy as jy die vitamienscan oopmaak, dan gaan jy af onder toe, ek net gou hierdie een toemaak. Eers kry jy vitamiene, dan minerale, dan vette, aminosure, heavy metals, neurotransmitters en dan organ markers. Nou kyk jy by organ markers, die heel boonste een aan die regterkant is homocysteïn. Nou as daai een hoog is, dan is dit eintlik 'n merker dat hy groot tekorte het van daai folinsuur en B6 en daai is baie belangrik, baie belangrik. Okay. Weer nie by my in van my is aan. Okay. Organ markers. Ek gaan by die test, nee. Skus tog? Hoe sien ek die scan weer by test? LM scan. Ek gaan by raw data. Nee, jy gaan nou na die file toe waar jy hom gesave het. Jy het hom ons gesave test, ja. Nee, ek gaan nou nie dink wat ek omskryf nie. Hy moet by test lê, maar as jy onder by jou rekenaar by daai vergrootglas klik, dan sal hy vir jou sê waar jy hom gesave. Ek is by test en ek maak vir 'n Hendrik op, maar dan gooi my Word uit. Word dokument. Okay, nee, maar ons kan na die tyd kan ons gaan dan kyk. Ja. Okay, nee, dit is reg. Okay, maar wat ek wil sê is wat belangrik is, hy folinsuur en Vitamiin B5 is ook baie belangrik vir jou lewer en jou B6. Folinsuur en B6 en B5 is baie belangrik. En dan by hom is koper ook laag. En dan hydrogen is 'n gas. So hy kom ook by die minerale voor. So 'n mens kry nou goed wat waterstof maak by Takealot, hydrogen byker. En hydrogen is 'n antioksidant, so dit help om die vrye radikale te keer. En dan chromium, okay. En jodium is baie belangrik vir sy skildklier. En sulfur is baie belangrik vir ou se lewer. So dis die sulfurus kosse is goed soos kool en broccoli en eie en knoffel en daai. Daai goed is baie belangrik vir jou lewer om skoon te maak. Okay. En hoeveel is dit daagliks per ete, elke ete? Ja, jy moet kyk daarna dat 'n ou maksimum, want onthou daar is altyd op die vitamiene is daar wat hulle noem daily allowance. So daai is heeltemal te min as jy alreeds 'n tekort het. Kry vir jou vitamiene by Fortifood. Of Hester het ook goeie vitamiene en minerale, so sy kan ook vir jou sê wat sy jy kan gebruik. Ek is uitstekend vir al hierdie dinge, hoor, ek wil dit net noem. New Life, ja. Wat is New Life? New Life, ja. New Life. Okay, so as jy nou hierdie lees, sal jy al die goed wat ek nou vir jou gesê het, sal jy hier kry. Hier is kruie wat help. Gemmer is 'n baie goeie krui. Alfalfa is lucerne. Jy maak tee van lucerne en hy help jou met die inflammasie in jou dundarm. Lemon water, elke oggend suurlemoen in warm water te drink. Okay, hier kan jy lees van jou pankreas, jou mond en H11 en dan die vitamiene en so aan en daar's die kosse wat jy kan bysit. Okay, ek dink dit is dit vir die aand. Enige vrae? Baie dankie Jan, dit was baie leersaam. Okay, dis my plesier, so ek vertrou julle. Word gou gesond. Skus tog? Ek sê word gou gesond. Dankie, ek is nie siek nie, so ek voel net ongemaklik, jy weet. Dit is so simpel. Ja, verskriklik, ja, maar ek drink maar goedjies.
En ek behandel my met die F-scan en so aan, so ja, ek dink môre sal ek beter voel. Hier is die draai. Okay, so rustige nag vir julle Vrystaaters en vir jou Hester daar in Vleesbaai. Baie dankie. Okay. Oom Jan het gegaan vra, soos ons drink verskriklik baie koffie. Baie. Ja, jy moet bietjie koffie is 'n goeie ding, maar koffie roof baie keer 'n ou van jou kalsium en van die belangrike goed. So ja, ek sou sê 2 koppies koffie is genoeg vir die dag. Drink julle boerkoffie. Ja, ons drink dit ook. Ja. Okay, so moenie te veel koffie drink nie. Daar is substituties vir koffie, soos chicory. Chicory is eintlik 'n baie goeie ding vir jou spysvertering, want dit is die wat is daai kry se naam, dandelion se wortel. Sy wortel en maak koffie van hom wat genoem word chicory. Soos baie keer in kits koffie, maar dan is dit gemeng met die kits koffie, maar chicory op homself is 'n goeie replacement vir koffie. Baie meer gesond. En dan is ander goed soos probeer 'n bietjie kruie tees. Daar's baie goeie kruie tees soos ek nou genoem het, alfalfa. Alfalfa is lucern. Hier by ons is baie lucernlande en ek dink aan die Vrystaat ook. Ou maak tee van hom. En jy kan groen lucern gebruik of droë lucern, jy gooi 'n bietjie in 'n koppie en dan gooi jy warm water oor dit, dat hy bietjie trek en dan drink jy dit. Dit het al die vitamiene en minerale en aminosure in wat jy nodig het. Okay, opspreek, dankie. Okay. Ja, lekker aan. Dankie oom, lekker aan. Okay, Jan Hendrik, word gou gesond. Daar julle almal. Bye-bye, dankie. Bye-bye. Bye. Bye. Oom Jan, ek sien oom is nog oop. Ekskuus tog? Ek sien oom is nog oop. Kan mens soos nou vir jou Hendrik se gat?